Die tempo van 'n chemiese reaksie kan uitgedruk word in, die korrekte antwoord is C, volume gas per eenheidstyd. A is gram per mol. Nou, gram per mol is die eenheid vir molêre massa. Die relatiewe atoommassa van koolstof is byvoorbeeld 12 gram per mol en die relatiewe molekulêre massa van water is 18 gram per mol. Hierdie het dus niks te doen met reaksietempo nie. B is energieverbruik per mol. Nou hierdie konsep word gebruik in entalpieberekeninge en hou verband met die hoeveelheid energie wat absorbeer of vrygestel word tydens chemiese reaksies. Weereens, dit verwys nie na reaksietempo nie. Die tempo van 'n chemiese reaksie word uitgedruk as die verandering in 'n meetbare grootheid per eenheidstyd. Vir gasreaksies is volume gas per eenheidstyd 'n geldige manier om reaksietempo te meet. Dink byvoorbeeld aan kubieke sentimeter per minuut of milliliter per sekonde of kubieke desimeter per uur. Al daardie is voorbeelde van volume gas per eenheidstyd. So C is die korrekte antwoord. En laastens is D ook verkeerd. Mol per liter verwys na konsentrasie en nie na tempo nie. Die belangrike woordjie tempo beteken 'n verandering in tyd. So D is amper daar, maar daar kort 'n delta T om dit 'n tempo te maak.